aan die woord van die En jou probleme word te veel. En wie die Here maak sy verskynning aan die môre van jou stryd. As jou stryd soms daar swaan. En jou probleme word te veel. En wie die Here maak sy verskynning aan die môre van jou stryd. Hy kom neer aan jou stryd. Hy kom neer aan jou benoudheid. En wie die Here maak sy verskynning aan die môre van jou stryd. Hy kom neer aan jou stryd. Hy kom neer aan jou benoudheid. En wie die Here maak sy verskynning aan die môre van jou stryd. Hy kom neer aan jou stryd. Hy kom neer aan jou benoudheid. En wie die Here maak sy verskynning dankie, dankie. aan die môre van Halleluja. jou stryd. Ek wil die groet in die wonderlike naam van die Here vir die tweede maal. Prys die naam van die Here. Ek sien hierdie boodskap van vandag. Het die Here al met ons gepraat en terwyl ek dit so klaar maak, toe sê ek, dieselfde woord wat ek 'n maand of 2 bedien het. Nou is het so dat die Here dalk met iemand praat. Hy wil met iemand praat, want die Here is iemand wat ons herinner. Jy begin wat is gegroet. Juffrou wat is gegroet, jong mense. My pa wat vanoggend in die teenwoordigheid is gegroet. Wat jong mense, ons kindertjies, die Heilige Gees, is vanoggend gegroet. Jesaja 40. As ons ons Bybels het. Jesaja 40, versie 31. Nou wanneer die Here so 2 maal of 3 maal praat, dan is daar iets wat die Here vir ons wil bevestig. Dat is iets wat die Here vir ons wil sê. Halleluja. Jesaja 40, versie 31. Maar die wat op die Here wag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle praat op met veel soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie maat nie. Amen. As ons op die Here wag. Jee, ek sê die wat op die Here wag. Vandag kom ons by mekaar. Nie net uit gewoonte nie die was, maar om ons geestelike battery te herhaal, te herlei. Die wêreld put ons dikwels uit met zorge en bezigheid wees, maar in God se teenwoordigheid vind ons rus. Die boodskap is die wat op die Here wag, kry krag. Wag op die Here. Om te wag, die word beteken nie om niks te doen nie. Dit beteken om met verwagtinge na hom te kyk. Vertrou dat hy beheer is van jou môre. Kry nuwe krag. God gee ons nie net genoeg om te oorleef met diebares. Hy gee ons krag om soos arende bo ons omstandighede uit te styg.
Moenie moed verloor nie, pa. Selfs aan die pad vir jou lang gelyk. Geloof my dat jy nie maat sal word as jy saam met hom is nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Het is toch hier? Jy bang aan hoe lang vir jou huis? Jy bracht so lang vir 'n ryding. Jy dan so geput dat jy dan gevasel, maar hierdie wag, patroon kom nie op nie. Hy raak nie klaar nie. Jy wag nou op 14 jaar, wacht jy al. Jy is al op die waglys. Maar die boodskap kom vanoggend en Jesaja 40, 31 dienaar. Hy sê die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Jy sien wat bid nou jy vir hulle. En ons wil het nou hê. Nie môre vir maand daarna nie. Ons wil het nou hê. Jy sê jy moet nie vir God aantaan nie. Hy luister dat hy kan u. Maar ons moet ons is op hom. Ek dink, juffrou se leer die. Ek dink, my moeder van Esther het hierdie saak gedoen. Wag, hoe noem jy dit? Wagperiode, so mooi woord. Ons het baie dinge nodig in hierdie wêreld. Verskriklike baie dinge hier, my vriend, wat jy hê. Maar ek het 'n boodskap vir iemand wat vanmôre luister. Wag op die Here. Die liedje, wag. En as jy wag op die Here 10 jaar, dan gee die Here vir jou nuwe krag. Die krag van gister is vandag beter. Vandag se krag is beter as gister. Ek praat nie van die krag dat jy moet inspann by jou werkie, man, no. Ek praat nie van die krag nie. Ek praat van God se krag. Ek praat van die Heilige Gees. Die Bybel sê jy moet krag ontvang. Hoor hier. Sê jy het krag ontvang. Jy wil die Heilige Gees oor jou kom. As jy werk het, jy moet krag hê. Bewerk jy wat jy moet die krag by. Lig op by stom, lig op by pa, lig op, snap die krag by. Maar God se krag is anders. Hy het vanmôre vir jou krag gegee om op te staan. Hallo, ek sê God het jou krag gegee om op te staan. En wanneer jy krag ontvang het, die Bybel sê dat val jy uit soos 'n veer, net waar jy op met veers, soos die arende, want jy is weer sterk. Jy sien wanneer jy na die kerk toe kom, dan kom jy net nie omdat jy moet kom en sê, maar dat is 'n krag, ek van vir iemand sê die mense sê dat jy krag staat nie. Kyk, dat is 'n krag staat. Ja, dis ontvang jou krag aan die Prys sy naam. Dis mense vanmôre wat had hierdie ingekom het. Ja, Jesus. Dis mense wat vanmôre, halleluja, ontstel sit hier. Want as ek kan nie meer, ek wil nie meer nie. Maar die Here gee boodskap vanoggend en hy sê wag op die Here. En my broer, jy gaan wag op die Here. Dan gee die Here vir u en vir my nuwe krag. Ons is nog hier. Jy gaan die ander plek kry nie, jy moet wag. Jy gaan nie 'n kar kry nie, jy moet wag. Jy gaan nie 'n huis kry nie, jy moet wag. Jy sien die mense sê hulle is al 40 jaar op die waglys en daar nog niks huise nie. Jy vloek God as 'n God van liefde. Jy sien God weet ewig wanneer jy die kar nodig het. Hy weet wanneer jy die huis nodig het.
Hy weet wat hy nou gaan doen. Amen. Die wat op die Here wag, jongen kry nuwe krag. Jy sien dit is 'n battery. As 'n battery papas. Hy moet die krag hê, Dina. Hy die krag hê, moet getaard word. En as jy getaard gaan word, dan gaan jy jou kant staan. Hoekom? Omdat dit die battery heb gedaan as gelaai. Ja, iemand hoor my nie. Hy is vol. Gelei met krag. Prys sy naam. Word het volgende hier weer. Want die battery van ons, dit is de charge. Hoekom is jou battery so pap? Want jy laat nie meer dat jy battery. Want jy jou battery is te pap. Jou lichaam van nie meer nie. Jy raak moedeloos. Ja, iemand hoor my nie vanmorgen nie. Ek sê kom dat die Here jou pap battery kan lei. Sodat jy krag kan kry. Jy sê ek moedeloos en dan sê dat ek nie meer lewe nie. Maar mense sê ek kan nie meer nie. Ek gaan nie meer nie. Ek kan nou nie dag